Goeienaand gemeente. Baie welkom by hierdie Pinkster erediens. Kom ons bid saam. Liewe Heer, seën asseblief vanaand ons as gemeenskap van gelowiges en laat die saad van u woord diep wortel skiet in elke hart, sodat ons lewens u sal verheerlik. Amen. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons bid saam. Praat Here, want u dienaars luister. Wys ons op u waarheid, want u woord is die waarheid. Amen. Ek lees vir ons vanaand uit Handelinge 9 vers 1 tot 19. Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat, indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n engel uit die hemel hom skielik omstraal, en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u, Here? En hy het geantwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan, alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnegegaan. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en hy het nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus, want kyk, hy is besig om te bid en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriesters, om almal wat u naam aanroep, in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na die nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde, Saul, broer, die Here het my gestuur, Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het hy sy krag herwin. Die verhaal van Saulus se bekering op die pad na Damaskus vertel nie net vir ons iets oor die apostels wat tot geloof gekom het nie, maar dit dien ook as 'n voorbeeld van hoe God en die Heilige Gees mense verander. Die verhaal wys ook duidelik dat God soewerein is. Saulus was op pad na Damaskus om Christene te vervolg, toe 'n helder lig uit die hemel hom neergewerp het en Jesus direk met hom gepraat het. Toe Jesus homself bekend maak as die een wat Saulus vervolg het, is Saulus diep geskok en besef hy
dat hy verkeerd was. Jesus stuur hom toe na Damaskus, waar hy verder leiding ontvang, genees word, die Heilige Gees ontvang en gedoop word. In Handelinge 26 word daar verder verduidelik dat Jesus vir Saulus geroep het om die evangelie na heidene te bring en om mense van duisternis na God se lig te lei. Hierdie dramatiese gebeurtenis staan bekend as 'n Damaskuspad ervaring. Hoewel nie alle mense se bekering so dramaties lyk nie, deel alle ware bekering sekere dinge. Eerstens, God neem altyd die inisiatief. Tweedens, hy verander mense se harte. En derdens, die regte reaksie is gehoorsaamheid aan Christus. In Handelinge 9 lees ons van een van die mees deurslaggewende gebeure in die geskiedenis van die kerk. Die transformasie van Saulus van Tarsus na die apostel Paulus. Paulus was die individu wat na Jesus die grootste invloed op Christendom gehad het. Saulus was 'n briljante, hoogs geleerde Jood en 'n Romeinse burger. Hy was 'n leerling van die bekende rabbi Gamaliel en 'n ywerige fariseer. Geskiedkundiges het selfs gesê dat Paulus teen die ouderdom van 21 die ekwivalent van 2 doktorale grade gehad het en waarskynlik die mees opgevoede man in die hele Palestina was. Sy ywer het egter daartoe gelei dat hy die vroeë Christelike kerk met moorddadige woede vervolg het. Saulus was nie net teenwoordig by Stefanus se kruisiging nie, maar hy was waarskynlik die een wat die hele teregstelling georkestreer het. Saulus was op pad na Damaskus om Christene, volgelinge van die weg, gevange te neem en terug te bring na Jerusalem. Lukas verduidelik dat Saulus dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het. Dit was sy lewensasem om die kerk uit te roei. Daar is baie mense wat glo, en nie sonder goeie rede nie, dat een van Lukas se hoofdoelwitte met die skryf van die boek van Handelinge was om aan die kerk 'n verdediging, 'n regverdiging of 'n apolitiek te gee vir die egtheid van Paulus se apostelskap. Want net soos Jesus die sentrale figuur in Lukas se eerste boek, die evangelie van Lukas is, so is die apostel Paulus die mees prominente figuur in die boek van Handelinge, wat Lukas se tweede volume is. Waarom sou die apostel Paulus 'n verdediging of 'n regverdiging nodig hê? Ons onthou dat een van Jesus se 12 disippels aan die einde van sy lewe selfmoord gepleeg het. Sy naam was Judas Iskariot. Die vroeë kerk het daarna bymekaar gekom om 'n plaasvervanger vir Judas te kies. En in die eerste hoofstukke van Handelinge leer ons van die proses wat die kerk gevolg het om hierdie keuse te maak. Wanneer ons die hele situasie rekonstrueer, sien ons dat daar sekere basiese vereistes was waaraan iemand moes voldoen om as 'n apostel gekwalifiseer te word. Hierdie vereistes kan in 3 punte opgesom word. Eerstens, moes iemand, voordat hulle 'n apostel kon wees, eers 'n disipel gewees het. Daar is 'n verskil tussen 'n disipel en 'n apostel. 'n Disipel is 'n leerder, terwyl 'n apostel iemand is wat met gesag gestuur en bemagtig word om namens die een wat hom geroep het te praat. Maar om 'n apostel te wees, moes iemand eers 'n disipel gewees het. Tweedens, moes daardie persoon 'n ooggetuie van die opstanding gewees het. En derdens, moes die persoon 'n direkte en onmiddellike roeping van Christus self ontvang het.
In die Ou Testament, as ons na die profete kyk, sien ons hoe daar voortdurend 'n stryd is tussen die ware profete en die valse profete. Die ware profete was deur God met sy Heilige Gees toegerus. Hulle was draers van openbaring en kon hulle boodskap inlei met die woorde, so sê die Here. Dit was mense wat deur God gekies, bemagtig en gestuur is om sy woord aan die volk te verkondig. Die valse profete daarenteen het bloot hulle eie drome vertel, hul eie menings uitgespreek en menslike perspektiewe gegee in plaas van die gesaghebbende woord van God. Om dus tussen 'n ware en 'n valse profeet in die Ou Testament te onderskei, was een van die belangrikste toetse waar die ware profeet die omstandighede van sy roeping kon beskryf en bevestig. Daarom is soveel profete daarop ingestel om die omstandighede van hulle roeping te kan beskryf. Profete soos Jesegiel, Jesaja, Jeremia en Amos. Hulle het dit gedoen om dit aan ons te kan oordra. Dit is juis daardie goddelike roeping wat aan hulle die gesag gegee het om die woord van God te spreek. Ons word immers geleer dat die profete en die apostels die fundament van die kerk is, met Christus as hoeksteen. Die apostel in die Nuwe Testament het net soveel gesag soos die profeet in die Ou Testament. Die Nuwe Testamentiese apostel is God se instrument van openbaring wat die woord van God verkondig met niks minder as die gesag van God self nie. Dit was dus noodsaaklik dat 'n apostel direk en onmiddellik deur Christus geroep, gestuur, aangestel en gemagtig moes word. Een van die redes waarom die debat oor apostoliese opvolging nog steeds vandag voortduur, het juis met hierdie vereistes te doen. Daar is baie gelowiges en Christene wat glo dat daar vandag nog apostels in die kerk is, terwyl ander Christene nie glo dat daar vandag meer apostels bestaan in die uiteindelike sin van die woord apostels met hoofletter A in die kerk van vandag nie. Sommige mense meen dat dit onmoontlik is dat daar vandag nog apostels bestaan, omdat daar niemand meer leef wat oorspronklik 'n disipel van Jesus was, of 'n eerstehandse ooggetuie van die opstanding was, of 'n direkte en onmiddellike roeping van Christus ontvang het in die eerste eeu nie. Maar sodra iemand so 'n argument maak, sal iemand anders onmiddellik reageer en sê, wag 'n bietjie, wat van Paulus? Paulus was immers nie een van die oorspronklike disippels nie. Hy was ook nie 'n ooggetuie van die opstanding op dieselfde manier as die ander disippels nie. Dus lyk dit asof hy op 2 van die 3 vereistes tekortskiet. Wat egter in die Nuwe Testament beklemtoon word en wat Lukas baie beslis probeer beklemtoon, is dat Paulus 'n direkte en onmiddellike roeping van Christus ontvang het. Dit is juis uit daardie roeping van Christus dat hy sy gesag ontvang het. Nou kan iemand dalk sê, wel dan beteken dit mos dat enige iemand 'n direkte en onmiddellike roeping kan ontvang, net soos Paulus. En wie sê dat daar nie meer apostels vandag is nie? Maar ons verstaan ook dat Paulus, nadat hy sy roeping ontvang het, onmiddellik teruggestuur is na die kerk in Jerusalem, waar hy in 'n sekere sin bevestig is deur dieselfde groep manne wie se apostoliese gesag nooit bevraagteken is nie. Paulus het dit later baie duidelik gemaak dat dit nie beteken dat hy sy roeping van hulle ontvang het nie. Paulus het sy roeping van Christus ontvang. Tog is die feit dat Christus hom geroep en gesag gegee het, bevestig deur die ander oorspronklike apostels. Dit is 'n belangrike punt. Lukas is daarom werklik daarop ingestel om vir ons die geloofwaardigheid van Paulus se apostolskap te wys.
Daarom gee hy nie net 1 of 2 keer nie, maar verskeie kere in Handelinge 'n direkte beskrywing of verwysing na die omstandighede van Paulus se apostoliese roeping. Kom ons kyk nou na die verslag soos Lukas dit vir ons in Handelinge hoofstuk 9 gee. Vers 1 begin so. Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat, indien hy enige mens opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Hierdie kort inleidende beskrywing van Lukas gee vir ons nog meer insig met betrekking tot die vraag oor die egtheid van Paulus se apostelskap, wat so belangrik was. Binne die Christelike gemeenskap het hy immers 'n reputasie gehad as die groot vervolger van gelowiges. Ons lees dat hy as dit ware vuur en vlam uitgestraal het in sy passievolle begeerte om hierdie nuwe beweging, wat hy as gevaarlike dwaalleer beskou het, uit te wis, omdat hy geglo het dit bedreig die suiwerheid van die Joodse geloof. Ons weet dat Saulus 'n ordentlike rabbynse opleiding gehad het, maar sy geleerdheid het hom net nog meer vasberade gemaak in sy teenstand teen hierdie groep mense wat as die weg bekend gestaan het. Hy wou hulle heeltemal uitwis. Daarom het hy in wese die Adolf Eichmann van die eerste eeuse kerk geword. Iemand wat 'n finale oplossing vir Christene gesoek het, sodat hulle vernietig kon word. En toe mense hoor dat hierdie Hitler-figuur, wat so 'n genadeloose vervolgingsveldtog teen God se mense gevoer het, homself nou voordoen as die aangestelde woordvoerder van Jesus Christus, was dit vir baie van die eerste Christene baie moeilik om te glo en te aanvaar. Een van die sake wat Lukas dus moet aanspreek in hierdie boek, is hierdie radikale verandering, hierdie totale ommekeer in oortuiging en passie in die lewe van Saulus van Tarsus. Daarom lees ons in hoofstuk 9 vers 3. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal en het hy op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Toe Jesus vra, waarom vervolg jy my? Het hy 'n diep waarheid geopenbaar. Christus identifiseer so nou met sy kerk, dat 'n aanval op sy gelowiges 'n direkte aanval op homself is. Die tema van geestelike blindheid is deurslaggewend. Saulus was geestelik blind, terwyl hy gedink het hy, as 'n kenner van die wet, kon duidelik die waarheid sien. Sy 3 dae van fisiese blindheid was noodsaaklik, 'n tydperk van afsondering, waar hy gedwing is om sy hele wêreldbeskouing te heroorweeg. Dan lees ons in vers 18, en dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. Sy fisiese blindheid was 'n simbool van sy geestelike toestand voorheen. Maar sy uiteindelike genesing deur Ananias het die begin van sy nuwe lewe as 'n instrument van God gekenmerk. Paulus is getransformeer van vervolger van die geloof tot volgeling. Geestelike blindheid is 'n toestand waar 'n mens se hart en verstand toe is vir die waarheid van die evangelie. In 2 Korintiërs 4 vers 4 lees ons dat Paulus sê: Die God van hierdie bedeling, dit is Satan, dat hy die denke van die ongelowiges verblind het, omdat hulle sodat hulle die lig van die evangelie
nie kon sien nie. Soos Saulus voor sy bekering, dink geestelike blinde mense dikwels, hulle is op die regte pad. Hulle vertrou op hulle eie moraliteit, godsdiens of logika, in plaas van op God se genade. Dit is die paradoks. Hoe meer 'n mens dink hy sien deur eie wysheid, hoe blinder raak hy dikwels vir God se waarheid. Hoe ironies dat hierdie geleerde man Saulus, wat 'n kenner van die skrif was, fisies kon sien, maar hy kon nie die Messias herken nie. Hy was geestelik blind, totdat die Here hom fisies verblind het, en hy die waarheid en die lig van die evangelie gesien het. En ook vir Jesus as Messias herken het. God moes sy fisiese oë gesluit het, sodat sy geestelike oë geopen kon word. Die 3 dae van duisternis was 'n tyd van totale afhanklikheid en herbesinning. Geestelike blindheid beteken dus, jy kyk na die kruis en jy sien net 'n historiese teregstelling, terwyl iemand wat geestelik sien, die redding van die wêreld daar sien. Saulus het nie vir Jesus gekies nie. Jesus het hom letterlik gestuit. Die verblindende lig was 'n fisiese manifestasie van God se heerlikheid, wat Saulus se eie geregtigheid verpletter het. Jesus het nie aan Saulus verskyn en vir hom gesê, Saulus, Saulus, laat my asseblief tog toe om in jou hart te kom woon nie. Jesus het vir Saulus verblind en hom beveel om hom te volg. Dit was nie opsioneel nie. Elke Christelike tradisie het een of ander leerstelling oor wedergeboorte geformuleer. Ten spyte van al die verskillende formulerings oor hierdie leerstelling, is daar egter uiteindelik slegs 2 verskillende sienings oor die rol van God en die rol van die mens in wedergeboorte. Monergisme of sinergisme. 'n Sinergistiese siening oor wedergeboorte sê dat die mens en God saamwerk om nuwe lewe aan 'n persoon te bring. Die Here werk in op die hart van die ongelowige en smeek hom om te verander. Maar alhoewel God na die hart roep, kan wedergeboorte nie plaasvind, tensy die ongelowige, wat die vermoë het om ja of nee te sê nie, die goddelike roeping aanvaar nie. Daar is verskeie probleme met hierdie siening. Eerstens, sien sinergisme die menslike wil, wat saam met die goddelike wil werk, om saligheid te behaal. Tog kom almal geestelik dood in die wêreld in, en aangesien ons dood is, kan ons nie God se genade aangryp, tensy ons deur sy genade beweeg word nie. Sinergisme draai ook die volgorde van wedergeboorte en geloof om. Sinergiste voer aan dat ons eers tot geloof kom en dan weergebore word. Maar as dit nodig is om weergebore te word om die koninkryk te sien, soos ons in Johannes 3 vers 3 lees, moet wedergeboorte geloof voorafgaan. Per slot van rekening kan jy nie op die Here vertrou as jy nie die waarheid van sy koninkryk kan sien nie. Monergisme sê dat God se gees die enigste krag of agent in wedergeboorte is. God beweeg soewerein op die siele van diegene wat hy uitgekies het, wat hulle in staat stel om tot geloof te kom. Hy neem die geestelike dooies en maak hulle lewend. Ons word eintlik weergebore, hernuwe, voordat ons geloof het. Ons is nie weergebore omdat ons Jesus vertrou nie. Ons vertrou Jesus omdat ons weergebore is. God se soewereiniteit in wedergeboorte
word duidelik gesien in die verslag van Saulus se bekering wat ons vanaand van gelees het. Saulus van Tarsus was heeltemal ongewillig om Jesus as Messias te volg, voordat God die inisiatief geneem het. Hy was trouens so hardkoppig, dat hy alles in sy vermoë gedoen het, om die kerk van Jesus Christus uit te roei. Maar toe Jesus aan hom verskyn het, kon Saulus nie weerstand bied nie. Christus het, deur sy gees, vir Paulus oë gegee om die koninkryk te sien en om een van sy grootste ambassadeurs te word. As Jesus nie Saulus se natuurlike neiging teen hom oorwin het nie, sou daar nooit 'n apostel Paulus gewees het nie. Die Here is soewerein in wedergeboorte, omdat hy soewerein is in verlossing. Dit is goeie nuus vir ons, want dit beteken dat die Here nooit nalat om die te red wie hy uitgekies het nie. Saulus se ervaring herinner gelowiges daaraan dat Jesus elkeen roep om hom te volg, in liefde en gehoorsaamheid te leef en die goeie nuus van Christus met ander te deel. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons gaan nou uit hierdie plek uit, maar nooit uit u teenwoordigheid nie. Hou u beskermende hand oor ons, versterk ons in geloof en gee ons die vrymoedigheid om u getuies te wees in alles wat ons doen. Amen.